Goeiemôre vriende, baie hartlik welkom hier by Erfdeel Gemeente. Slegte omstandighede wat julle hiernatoe gebring het. Maar ek het vanmôre, voor ek by die huis weg is, gedink aan 1 Tessalonisense 5, wat vir ons baie duidelik sê, ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie. Jesus Christus het gesterf, maar hy het weer opgestaan. En dit maak dat, wanneer ons onsself aan hom verbind, wanneer hy in ons harte lewe, is die dood nie 'n punt agter ons lewens. Dis 'n uitroepteken. Want jy begin 'n nuwe lewe, wanneer jy in Jesus Christus is en in hom glo. Dis een van die groot goed, of die groot ding wat hy aan die kruis vir ons kom doen het. Ek het Jessie nie so goed geken soos ek graag wou nie. Ek ken haar al seker so 10 jaar. Nie baie met haar te doen gehad nie, maar ek het genoeg van haar gesien om te weet dat sy vandag die uitroepteken leef. Dat sy by die Here wat sy so lief gehad het, sy voete sit. En in sy oë kyk. Ek weet dis vir julle sleg, dat sy nie meer hier is nie. Daar's 'n gat in julle lewens, maar die Here wil hoop daar kom plant. Hy wil jou kom volmaak met die hoop. Jy mag huil. Jy mag huil, die Bybel sê ons mag huil. Maar ons huil nie soos mense wat nie hoop het nie. So die groot ding wat ek dink die Here vandag in Jessie se lewe voor jou wil kom neersit, is om seker te maak dat jou dood nie 'n punt is nie, maar 'n uitroepteken, jou eie dood. Mag jy vandag luister en hoor wat die Here deur Jessie ook vir jou wil sê en deur sy woord. Ek wil julle graag uitnooi om nadat ons verrigtinge hier verby is, in die voorportaal, as jy daar uitgaan soos jy ingekom het, in die voorportaal is daar verversings, en jy kan daar rustig saam met die familie kuier, en eintlik op so 'n manier ook Jessie se lewe vier, saam met die Here. Ek gaan vra dat jy saam met my vir 'n oomblik stil word. Maak verkieslik jou oë toe en sit net so 'n oomblikie by die Here. Dan gaan ons 'n lied speel, waarvan die lirieke ook op die skerm gaan wees, naby van Onbeskaamd, waarna jy kan luister en die woorde kan lees wat daar is, en dan ook saam met ons dit as 'n lied bring vir die Here vanmôre. Maar kom ons sit net so 'n oomblikie en raak net rustig voor die Here. Hemelse Vader, in Jesus Christus weet ons dat ons pad na U toe oop is. Dis ons versekering teen die lewe. Dat ons weet wanneer ons hier klaar maak, wanneer ons doodgaan, dat die pad na U toe oop is, waar ons begin met 'n nuwe lewe. Dankie dat ons kan terugdink, vir ons wat Jessie so geken het, dat ons kan terugdink en kan weet, dat sy vandag by U lewe in hoofletters. Ek wil vandag bid, Here, dat U deur U woord op elkeen van ons wat hier is, harte sal skryf wat U dink belangrik is. Nie wat ek sê nie, maar wat U sê. Help vir ons om U te hoor. Help vir ons om na te dink oor ons eie lewens. En om vandag dalk die besluit te kan neem wat die punt agter ons lewens sal verander
en 'n uitroepteken. Dankie dat U hier is. Dankie dat ons kan weet dat U 'n rots is, 'n wegkruipplek, iemand wat lewe en hoop kan gee. Gee dit vandag vir hulle wat hartseer is. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vader, ek is jammer oor wat ek van U gemaak het, want die goue kalf was goed genoeg vir my. Ek was bang om naby U te wees, want in U teenwoordigheid ontvou my hele lewe. Ek wil naby aan U wees. 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 Die woestyn maak my soms moeg en leeg, en my voete is al stikkend en seer, want my onvolmaakte keuses het vir my net pyn gebring, maar ek kies nou dat U my weer sal lei. Ek wil naby aan U wees. 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 Naby aan U wees. Naby. Ek wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maak my hande skoon om soos U sin te lyk. Ek wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maak my hande skoon om soos U sin te lyk. Want ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees.
sou ook vandag eerder wou sit waar julle sit. En ek het gehoop, hy gaan my miskyk. Maar toe Leroy my vra om vandag die diens te lei, het een teks in my kop kom sit. Matteus 5:3, wat sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. In 'n stil plaasgemeenskap was daar 'n snaakse tradisie. Seker nie so snaaks nie. Elke lente het mense mandjies vol van hulle beste vrugte en graan na die kerk toe gebring en dit as 'n offer van dankbaarheid kom neersit voor die priester of die dominee, sodat hy vir hulle kan bid en hulle kan seën, sodat hulle weer volgende jaar goeie oeste kan hê. Een jaar het Jona, 'n seun, na die tempel gekom met 'n leë mandjie, wat niks gehad om te offer nie. Daar was droogte op hulle plaas en hy het werklik waar niks gehad om in die mandjie kerk toe te bring nie. Hy het agter in die kerk gaan staan en kyk hoe die ander mense se mandjies oorloop van vrugte en graan wat hulle voor in die kerk neersit, en hy was skaam omdat hy niks gehad het. En toe roep die dominee hom vorentoe. Al die gemeentelede het gewonder hoekom hy vir Jona roep. Wat het Jona gedoen dat hy die voorreg het om vorentoe te gaan? Jona het al bewend vorentoe geloop en so vir die priester gaan fluister, ek het niks om te gee nie. Ek het net gekom omdat ek God oneindig nodig het. Die dominee het geglimlag en sy hand op Jona se leë mandjie gesit en vir hom gesê, dis die eerlikste offer wat ek nog ooit gesien het. Dis nie vol vrugte nie, maar is vol geloof. Matteus 5:3 in die oorspronklike vertaling wat baie van julle miskien goed ken van die ouer mense, sê geseënd is die wat arm van gees is. Want hulle behoort, die koninkryk behoort aan hulle. Arm van gees het niks te doen met wat in jou beursie is. Arm van gees te wees beteken dat jy soos Jona na die Here toe kom. Jy het niks om mee te spog nie. Jy het niks om God mee te betaal nie. Arm van gees beteken, jy kan nie sonder God nie. En jy is diep bewus daarvan. Jy is totaal en al afhanklik van die Here. Ons mense het soms bitter snaakse idees oor die Here en wat die Here van ons verwag. Ons dink en ons sê dit graag vir ander mense. Die Here help die mense wat hulle self kan help. Ons dink God is lief vir mense wat sonder foute is, wat groot en goeie goed kan doen, wat voorloop in die kerk, wat 'n goeie naam het, min sonde. Ons dink die Here soek mense wat nie foute het nie,
wie se lewens agter mekaar is, en wat beheer het in die lewe, wat nie afhanklik is van ander mense nie, wat uitgesorteer is. Maar is glad nie hoe God oor mense dink nie. In Matteus 18 het hy eendag vir sy disippels, toe hulle vir hom die vraag vra, wie is die belangrikste in die koninkryk van God, het hy 'n klein kindjie, die Griekse woord beteken is letterlik nog 'n infant, is 'n klein kindjie, na hom toe geroep en vir die disippels gesê, toe die kind by hom staan, toe sê hy, as julle nie verander en word soos hierdie kindjie nie, as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk nie, sal hulle beslis nie die koninkryk van God ingaan nie. Julle almal ken vir Leroy en Carlien, en julle weet dat hulle 'n klein kindjie het vir Lemay op hierdie stadium. Daar's ook ander van julle, ek sien vir Henk daar, en nog mense wat ek sien wat klein kindertjies het. En hulle sal wel deeglik vir jou kan vertel dat daardie klein kindertjies van hulle, niks sonder hulle ouers kan doen nie. Dit is totaal afhanklik. As hulle die kindjie los, gaan hy of sy doodgaan. Dis hoe God wil hê ons moet lewe. Met 'n leë mandjie, met niks om te gee nie. Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan hoogmoedige mense. Hoogmoedig is dit nie noodwendig mense wat hooghartig is, wat uit die hoogte na ander mense deurkyk nie. Hoogmoediges beteken mense wat dink, hulle kan self. Mense wat dink, hulle kan hierdie lewe op hulle eie. Wat vir God dalk net soos 'n spaarwiel gebruik as hulle hom nodig het. Maar verder is hulle well away. Hulle sorg vir hulle self. Dis die hoogmoediges. Mense wat uitgesorteer is. Maar Jakobus sê, hy gee aan die nederiges genade. Dis mense wat weet, hulle kan nie self nie. Die boodskapvertaling van Jakobus 4 vers 6 sê, God wil niks te doen hê met mense wat dink hulle kan op hulle eie sonder God regkom nie. Maar vir mense wat weet, hulle is niks sonder God nie, is hy baie goed. Meer as wat hulle verdien. Het gaan nie vir die Here oor wat jy vir hom kan doen nie. Dit gaan nie vir die Here oor die goeie goed in jou lewe wat jy doen nie. Dit gaan nie vir die Here oor die mandjie wat vol is in jou lewe. Dit gaan selfs ook nie vir die Here oor die sonde in jou lewe nie. Dit gaan vir God oor jou hart. Jona, in die storie wat hy vertel het, is die prentjie van Matteus 5:33 vers 3, arm van gees. Hy het gekom met nederigheid en behoeftes, met gebrokenheid, met hulpeloosheid, met swakheid, omdat hy nie sonder die Here kon lewe nie. En dis presies wat God wil hê, volgens die woord. Hy seën jou, as jy nie vragte het om te gee nie. Hy seën jou, nie as jy 'n goeie mens is nie. Hy seën jou nie as jy op jou eie kan klaarkom nie. Hy seën jou nie as jou lewe uitgesorteer is nie. Hy seën jou as jy hom nodig het. As jy weet jy kan nie sonder hom nie. 'n Ou dominee in die vorige eeu, A.W. Tozer, het gesê, God wants to be wanted. Dis sy grootste begeerte, dat jy hom nodig het in jou lewe, dat jy nie sonder hom kan klaarkom. Matteus 5 vers 3 sê, God seën jou as jy nie sonder hom kan klaarkom, as jy niks het om te gee nie. Een Engelse vertaling sê, when you are at the end of your rope,
as jy nie meer weet hoe nie. As jy by moedverlose vlakte is. As jy soos die verlore seun op die ashoop sit en niks meer het om te gee of om voor te lewe nie. Jesaja 66 vers 2 sê, die een wat ek raak sien, is die een wat nederig is, berou het oor sy sonde en ontzag het vir die woord. Psalm 147 sê, jou prestasies, krag en geleerdheid en geld beïndruk nie van God nie. Wat hom beïndruk is dat jy hom aanbid en weet, hy het jou lief. En daarom na hom toe kom met 'n leë mandjie. Die wêreld waar ons vandag leef, hou nie van swakheid nie. Ons hou nie van hulpeloosheid. Ons kyk so 'n bietjie neer op mense wat in swakheid en armoede en hulpeloosheid lewe. Ons is skaam om so te lewe. Ons wil sterk wees. Ons wil in beheer wees. Ons wil ons eie ding kan doen. Ons geld en besittings gee vir ons die vermoë en die innerlike sekerheid dat ons kan. Dis waarvan ons hou. Matteus sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Jessie het so gelewe. Sy was nederig. Sy was onselfsugtig. Sy het gegee, al het sy niks gehad om te gee nie. Sy het haar lewe lank, hoop ek mag dit sê, swaar gekry en gesukkel. Maar ek weet, omdat dit met my gebeur het, sy het ook vir julle beïndruk met die manier waarop sy geleef het. Stil en op haar plek, tevrede, 'n oop hart en 'n oop hand vir mense. En dis vir Jessie, vir wie God vorentoe geroep het. Met haar mandjie, wat leeg was, maar vol geloof. En ons almal weet, ek het in my hart geen twyfel daaroor, dat sy vandag by die Here se voete sit, waar sy graag wil wees. Jessie was nie toevallig in jou lewe nie. Niks in 'n kind van die Here se lewe gebeur toevallig nie. Ek en jy moet altyd vra, hoekom? Hoekom was sy deel van jou lewe? Want ek dink, God wou iets van homself deur haar vir jou gewys het. Sy was die lig waarmee God vir jou bewys. Die pad na hom toe is oop. Maak nie saak wie jy is. Maak nie saak wat jy het nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek het gedink aan 'n geroeste ou melkkan wat iewers op 'n ashoop gelê het, vol gate. Almal het dit geskop en daar verbygeloop, nie veel erg gehad daaraan nie, tot een ou dit opgetel het. En toe maak hy daarvan 'n lamp. En hy sit 'n lig binne-in. En toe skyn die lig juis deur die gate in die blik, in die melkkan. Dis hoe ek en jy by God moet lewe. Hier is dalk mense vandag wat dink hulle moet goed wees vir God, om aanvaar te wees. Hulle moet goeie goed doen. Dis mense wat dalk dink, ek is te sleg vir die Here. Ek het te veel sonde. Dis dalk mense wat skaam is, omdat hulle niks het om te gee nie.
Maar hier is aan die ander kant ook dalk mense wat dink, ons is wel away op ons eie, die Here is net so spaarwiel saam met ons. Hier is dalk mense wat dink, hulle vol mandjies beïndruk die Here. Maar met Jesse het hy vir ons kom wys, wat hy eintlik soek is 'n leë mandjie. En 'n hart vol geloof. Waarmee staan jy vandag voor die Here? Dalk is jou mandjie vol kos. Dalk is jou mandjie vol sonde. Dalk is jou mandjie dolleeg. Moenie vaskyk teen wat in jou mandjie is. Die Here soek jou hart. Vol geloof. Hart wat glo dat jy nie sonder hom kan lewe nie. 'n Hart wat glo dat hy jou so lief het dat hy sy eie seun aan 'n kruis laat sterf het vir jou. Kom vandag net soos jy is. Johannes 6:37 sê, as jy na hom toe kom, sal hy jou nooit weier nie. Ons hemelse Vader, dankie dat die hart so vol liefde is. Dankie dat u deur die dood van u seun vir elkeen van ons wat hier sit kom wys het hoe lief u ons regtig het. Vir ons kom wys het dat die grootste begeerte vir u is dat ons by u moet wees, soos ons nou net in die lied gehoor het, naby aan u. En Here, wanneer ons vandag terugdink na Jessie, wil ek bid dat u met haar voorbeeld en dit wat ons van haar onthou, dit wat sy in ons lewens gedoen het, dat ons u liefde sal raak sien. En dat ons dalk vandag die besluit sal neem om na u toe te kom, net soos ons is. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee. Weet nie wie van julle is eerste nie. Leroy en Margriet, moet ek hierdie vir julle neersit? Ek moet sommer in die hand hou. Mense dink ek is al gewoond om hier te staan. Ja, my liewe moeder, vandag bring ek hulde aan 'n ma, vrou wat nie net my lewe gevorm het nie, maar elkeen van julle se lewe ook aangeraak het. My moeder het net 50 jaar oud geword, maar daardie jare was so vol betekenis, liefde en geloof. En alhoewel sy nie meer hier is nie, sal haar nalatenskap nog soveel langer leef. Vir 30 jaar het ek hierdie ongelooflike voorreg gehad om haar as my moeder te kan noem. Onbeskryflike herinneringe te maak, van Smarties soek op die gras, tot Batman koeke, krokodiltake en kanester tot watse tyd in die nag. En dan onthou ek die woorde, ag seun, ek is lus vir 'n ou soet dingetjie. En dis ook hoekom jy 'n lekker goed pakkie gekry het vandag. My ma se laaste ou vraagie voor sy Vrydag ICU toe is, sy het so lus vir daai toffies. Dis die laaste ding wat sy dalk geëet het, en ek
het gevoel dat ek julle wil uitnooi om dit as herinnering te gebruik. So as jy my ma verlang, dan gaan koop jy vir jou 'n pak, maak hom oop en jy eet hom op. As ek aan my ma dink, is die eerste ding wat in my kop kom presies die verhaal van Jona. Iemand wat nooit vir haarself geleef het nie. En ek weet almal sê dit by 'n begrafnis en ek weet dis vir mense 'n kliseë. My ma het nooit gesê nie, sy het dit geleef. Ander mense was belangriker en sy het altyd gedeel. Maak nie saak hoe swaar haar las was nie, sy het iemand anders in kon ligter maak. My ma het my geleer dat die grootste waarde nie in geld of besittings is nie. Die klein goedjies wat ons elke dag doen. Sy het Handelinge 20 vers 35 geleef. Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Maar sy was nie net selfless nie, sy het 'n ongelooflike sin vir humor gehad. Sy kon op die weirdste tye die weirdste grappies maak. En haar lag was aansteeklik. Een van die mooiste ervarings van my ma se lewe was om 'n ouma te word. Toe hulle my gebore is, het ek 'n nuwe soort joy by my ma geleer. Al kan sy nie haar kleindogter sien groot word nie. Het sy haar van die eerste oomblik af so lief gehad. Sy het van haar gepraat en dan haar oog glinster. Ek glo hulle my sal eendag kan sê, ek weet my ouma het my so lief. Een van my ma se grootste begeertes en laaste herinneringe was om by Lemay se doop te wees. En ek sê elke dag vir die Here dankie dat sy daardie voorreg kon hê. Ag en dan sy ou taai nie. Haar geliefde ou hondjie, haar beste vriend, haar troos. Hulle was onafskeidbaar. Wys net hoe groot my ma se hart was. Was nie net daar vir liefde nie, selfs vir 'n ou hondjie en toe later 'n kat. En alhoewel ek 'n klomp goed oor my ma kan sê, was die middelpunt van haar lewe haar geloof. Sy was diep, diep lief vir die Here. Haar Bybel was altyd naby, die Vrydag voor sy ICU toe is, sy het haar Bybel gesit en inkleer. Tyd by die Here spandeer. My ma het geweet wat dit beteken om te leef met hoop en liefde. Soos Piet gesê het sy ons geleer hoe afhanklik mens van die Here moet leef. So rukkie terug was hy 'n besoeker by ons kerk, Beneske. En in my gesprek met haar het sy vir my gesê, as ek na jou lewe kyk en luister, dan moes daar 'n ma wees wat gebid het. Dink ons almal, ek nommer 1 kan by my ma leer hoe 'n ware verhouding met die Here moet lyk. My hart is stikkend, gaan my ma mis, maar daar's 'n vrede wat ek nie vir julle kan verduidelik nie. Ek weet my ma het hierdie wedloop voltooi. Sy is in die arms van Jesus wat sy so lief gehad het. My ma se lewe was kort, maar haar invloed was unlike any other. Sy het my geleer om lief te hê sonder grense, om te gee sonder verwagting en om die Here altyd eerste te stel. Ek kan vandag met die grootste trots sê, sy was my ma. Mis haar lag, mis haar liefde en haar teenwoordigheid. Ek wens my foon wil nog een keer lui. Wens sy wil nog een keer kom kuier. Ek wens sy kon Lemay se joy beleef het. Ek mis hoe my ma vir ander mense geleef het
En om ons kan getuig hoe kwaad dit mens maak, om net te sê, dink net bietjie aan myself. Dankie dat ma my geleer het om sterk te wees, om 'n lig te wees. Dankie dat ma my soveel geleer het van wie Jesus is, net deur hoe ma geleef het. En ma se legacy sal altyd in my voortleef. Ek sal maar altyd lief hê, ek sal maar altyd onthou, tot ons mekaar weer sien. Geniet vir Sion, geef hom 'n klomp soene en drukkies. I love you lots. Julle, ek het hierso 'n pak papiere, nê? Ek hoop julle het baie tyd. Ek speel, dit is nou vir my tipies om beter te kan sien, my kind. Dit is nou iets wat Jessie sou sê. Voordat ek begin wil ek vir julle sê, het vandag mense aangekom wat ouma ook vir my gevra het, my kind, wie's dit? My kind, wie is dit? En een ding wat Jessie kom doen het, sy het nie net vreugde gebring nie, maar sy het weer vrede gebring. Vrede in ons harte gebring, wat daar bande was, wat ons nooit gedink het weer herbou sou wees nie, wat herbou is. En ek sê, Here, dankie vir die liefde, vir u genade. Al moes dit op so iets wat vandag gebeur het. Ek wil net jou sê, Jessie was vir elkeen wat hier sit, bitter baie lief. Ek het soveel versoeke gekry van almal af. Mense wat gebel het en gesê het, Margriet, noem net my naam. Vandag gaan oor Jess. Ons Jess. Ons vier haar lewe. Ons gee vandag terug in die Here se hande. Ek gaan probeer aflees julle. My liewe familie en vriende, vandag staan ek hier met 'n swaar hart. 'n Hart van verlange, maar van liefde. Ek weet elkeen van julle doen ook. Nooit sou ek gedink het ek sou voor julle kon staan en hulde blyk moet lewer aan ons geliefde sussie, ons ma, ons ouma, 'n dogter, vriendin, niggie of selfs tannie nie. Jy berei ons nooit voor vir so iets nie. Ons is te gewoond, ons gaan mekaar tog weer sien, maar min het elkeen van ek en jy geweet, wanneer gaan dit ons laaste wees? Vandag neem ons afskeid van Jessie. Vir julle was sy Jessie. Vir my, en ook vir baie ander wat hier sit, was sy Jess. Ek is seker ander van julle het ook ander bynaampies vir haar gehad. Maar Jess is 'n bynaam, wat ons het 'n besonderse band kom vorm het. Ons twee was nie net susters nie. En ek is seker baie van julle voel ook so. Maar ons was gesanksioneer met mekaar. Twee harte wat altyd dieselfde ritme kom klop het. As ek gevoel het ek kan nie meer nie, kon ek altyd net met Jess praat. Ander keer het sy gevoel sy kan nie meer nie, ek kon net vir haar luister. Jessie was vir my meer as bloed en familie. Sy was my ander helfte. Behalwe net my man, pappa, jy is, hoor. Maar sy was my anker in storms, my mag op moeilike dae. Wanneer ek aan haar dink, sien ek 'n mens wat lig uitstraal. Lig van liefde, lig van vreugde en lig van onwrikbare geloof. Sy het altyd 'n manier gehad om mense raak te sien. Hulle laat voel, elkeen van hulle tel. Maak nie saak hoe oud, jonk, wat jou kleur is nie. Jessie het geweet hoe om teenwoordig te wees, soos in regtig teenwoordig in iemand anders se lewe, sonder om 'n woord te sê. Ek dink terug aan baie klein oomblikke, wat eintlik nou waar ek hier staan vandag groot oomblikke was. Op haar 6ste was sy my skoonpa oupa in die hospitaal. Oupa het die vloer bo haar gelê. Sy het op vloer 7 gelê en oupa op 8. En ons het die Sondag gery eintlik om vir oupa te gaan groet.
Jessie het die Saterdag aand het klein James gevra, Tanya, staan nie kans sien, ons weet nie of ons in tyd gaan wees nie. Gaan lees asseblief vir oupa Lukas 10 vers 19. Nou julle maak dit asseblief aan julle hart ook vas. Lukas 10 vers 19. En Jessie het gegaan, sy het 'n botteltjie water vir oupa gevat, en ek weet nie wie het vir haar sweeties gevat nie, maar sy het vir oupa sweeties gaan vat. 'n Foto geneem en sy het vir oupa Lukas 10 vers 19 gaan lees. Sy het vir hom gaan bid. Min wetende ons moes dit vir haar ook gedoen het, maar ek weet ons het. Maar dit is een van die klein goedjies. Ek gaan jou mis, my Katjies. Veral ons vroegoggende geselsies wat nooit wil einde kry nie. Al ry ek werk en ek sit voor die kantoor en sê, Kajes, ek moet nou gaan. Ek gemis wanneer ons almal bymekaar was. Soos nou, julle, wanneer gaan ons dit weer doen? Hoe alles vir jou altyd 'n speletjie was. Waar jy ons almal laat lag het. In die kombuis rondgejaag het met 'n nat vatdoek en ons moes maar koes. Of waar jy my gestoei het. Julle en sy was sterk. Dat ek op die grond gelê het en ek moes uittap en sê ek gee oor. Of selfs 'n hallo of 'n goodbye soen, maar sy moes altyd haar tong in my mond indruk. Alles was altyd vir jou kinderspeletjies en jy het altyd die kinders besig gehou. Almal was lief vir jou, Jessie, selfs die kinders. Jy was vir hulle ook Jessie. Hulle was nie vir jou tannie Jessie nie. Ek onthou die heel eerste keer wat jy my laat weet het, jy gaan ouma word. So trots. Ek onthou die bittere hartseer, toe Jesus vir klein Sion moes kom haal het. My sussie, vandag is jy ouma vir hom. Jy troos vir ou Sion en ek weet hy troos vir jou. En ons gaan hierso vir Lee my kyk. Ons beloof vir jou, ons gaan nie jou skoene kan vol staan nie, maar ons gaan daar wees, elke tree. Natuurlik weer die vreugde toe jy weer hoor jy gaan ouma word. Toe vra jy vir my sissa, bid saam met my. Want ek weet hierdie keer gaan ek regtig ouma word. Ek onthou die trane van blydskap met daai eerste sonarfoto's. Ek onthou toe het my gebel het en gesê, sissa, moenie vir ma sê ek kom uit die hospitaal uit nie, maar ek gaan doop toe. Ek onthou toe jy in dieselfde broek wat jy in die hospitaal uitgekom het, toe het jy vinnig net 'n hempie aangetrek. James en julle in AP, ons het op 'n verdwaalde pad en toe draai regs daar by die rooi dromme het julle gesê, waar is die rooi dromme? In daai bakkie het ons haar gremering vir opgesit, want sy was so mooi lyk vir ou klein Limay. Kajes, wat ek altyd sal koester, dis hoe ons sonder woorde, en ek weet elkeen van julle wat hier sit sal dit kan sê, sonder woorde, of ons mekaar verstaan het, ons harte het dieselfde taal gepraat. Jessie was nie net vir ons 'n suster nie, sy was nie net 'n dogter nie, sy was nie net 'n familielid of 'n vriendin nie, maar ook 'n voorbeeld van hoe om onvoorwaardelik lief te hê, hoe om godsvreesend te wees. Sy het haar lewe voluit geleef, al was sy hoeveel keer hoe siek. Sy het ons geleer dat moed beteken nie, jy's nie bang nie, maar jy hou aan stap, al is dit hoe moeilik. Jess, my Kajes, jy was 'n dapper kind. My troos lê in die Here se woorde in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie angstig rondkyk nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas met my regterhand van oorwinning. Kajes, jy was ons suster, maar jy was my beste vriendin. Jou stem en jou lag sal ek nooit vergeet nie. Ek weet ek dra jou altyd saam in my hart. In my herinneringe en die mens wees wat ek elke dag probeer, jy het 'n groot aandeel in die mens wie ek vandag is. Jou onwrikbare geloof in God. Jou ingesteldheid op sy stem. Dankie vir die saadjies wat jy en elkeen wat vandag hier sit, sy harte kom plant het. Here, en ek bid dat U Heilige Gees in elkeen van ons harte daai saadjies sal ontkiem
dat dit sal blom, Here. Here, en gee vir ons water, dat ons Jesus skoene sal volg. Leroy, Apie, Rudolf, julle is albei van die pragtigste seuns en die sterkste seuns wat ek nog in my lewe gesien het. Onthou, julle is nooit alleen nie. Jesus vertroos julle, ons is elke tree van die pad hier saam met julle. Kajes, dankie ook vir die 2 wonderlike seuns wat jy groot gemaak het. Jy was so trots op hulle. En weet jy wat, sis? Jy mag gewees. Dankie dat jy so mooi na ons ma gekyk het, die tye wat ek nie meer daar was nie. Ongeag hoe moeilik dit soms was. Jy het altyd gesê, 'n boer maak 'n plan, maar 'n vrou maak mos maar 2. Moeder, dankie vir die liefde wat ma ons almal mee groot gemaak het. En altyd ons by mekaar wou gehou het, in midde van storms. Ma se wens was om al ma se kinders weer by mekaar te hê. Jen se wens was dit ook, en sy is hier by ons in gees. Sy sien dit. Mams het 'n ongelooflike goeie werk gedoen. Ossa, dankie ook vir die tyd wat jy vir Jessie onvoorwaardelik lief gehad het. Vir alles wat jy vir haar gedoen het, vir haar en vir ouma. Ons waardeer dit uit ons harte uit. En ons weet Jessie was onvoorwaardelik lief vir jou ook. Vandag sê ons nie tot siens nie. Ons sê tot ons weer sien. Want ek glo daar waar sy nou is. Ek en sy het 'n klein dogtertjie droom gesing. Ek dink julle almal sal dit onthou. As hy kom op die wolke, bring hy saam met die verlostes en elkeen wat hom in gees en waarheid dien. So hulle gaan terugkom om ons te kom haal. Ek wil net vir julle sê, God self sal elke traan van julle oë afvee. Kan ons Jessie altyd by ons hou en die band van vrede, die band van familie altyd daai, dat ons mekaar sal bel, mekaar sal bid en net hoor hoe gaan dit. Net om nie te hoor wanneer kom kuiering, net om te sê ons is daar vir mekaar, want dis wat Jess gedoen het. Jess, vir ou laas my sis, rustig in Jesus se arms. Ons Jess, geniet die engelkore, Jesus se teenwoordigheid op hierdie stadium. Jou stem op die aarde is nou stil, maar jou geloof weer klink en jou herinneringe sal altyd deel wees van ons. Lief jou altyd. Dankie Margriet. Vriende, ons gaan nou kyk na 'n fotobeeld of slideshow van Jessie hier op die skerms, en terwyl jy daarna kyk, wil ek vra dat jy ook met die Here sal praat en vir hom dankie sê dat hy haar deel gemaak het van jou lewe. Kom ons kyk daarna. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now
even as the tears fall down. Is that the only scars in heaven, or on the hands that hold you now? I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, or on the hands that hold you now? I took the supermarket flyers from the windowsill, threw the day old tea from the cup, packed up the photo album Matthew had made, memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals, poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down, but Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up, but I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mum. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, He'll say hallelujah, you're home. Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love
love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go, and when God takes you back, you'll say hallelujah, you're home. Hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, He said hallelujah, you're home.